In deel 2 van ons program met Kersmusiek luister ons verder na musiek wat die wêreld in hierdie tyd van die jaar aangryp. Ons begin deel 2 met 'n lied uit die Engelse wêreld, gesang 350, in die stad van koning Dawid. Die oorspronklike woorde is geskryf deur die Anglikaanse predikantsvrou Sissel Francis Alexander. Sy het 'n hele klomp gedigte vir kinders geskryf, om op so 'n manier vir hulle die inhoud van die geloofsbelijdenis te leer. En om hulle dan te leer oor die geboorte van Jesus, skryf sy die gedig Once in Royal David's City. Die melodie met die titel Irby is in 1849 deur Henry Gauntlet gekomponeer. Hy het in sy leeftyd meer as 1000 kerkliedere geskep, maar hierdie melodie is sy heel bekendste.
Ons het nou geluister na 'n Duitse Kerslied, Diese Heilige Nacht, uit die 18de eeu. Aanvanklik is die Afrikaanse woorde deur Betsy Els geskryf. Maar toe hierdie lied as deel van die vonkliedere korpus opgeneem is, het Jacques Lou die woorde aangepas. Die lied Go Tell It on the Mountain, wat oorspronklik van Afro-Amerikaanse oorsprong is, het sy neerslag gevind in Afrikaans in vonklied 209. In beide die oorspronklike woorde en in die Afrikaanse teks, wat deur Breda Ludik gedig is, word gelowiges opgeroep om getuies te wees daarvan, dat Jesus gebore is, en dat dit juis die inhoud van die blye boodskap is.
Ons het nou geluister na die bekende Al was ek nie daar nie, of die oorspronklike Engelse titel Away in a Manger. Hierdie lied is gekomponeer deur William Kirkpatrick in 1895. William was aanvanklik 'n skrynwerker, maar hy het die res van sy lewe gewy aan musiek. In sy leeftyd het hy meer as 100 bundels van geestelike musiek uitgegee. Die eerste op die jeugtige ouderdom van 21 jaar. Daar is nie baie kersliedere wat vanuit Suid-Afrikaanse bodem ontstaan het nie. Maar een so lied wat in die harte van mense gegroei het, is Koos Du Plessis se Somer Kersfees. Janie de Tooy vertel dat die eerste 2 strofes van hierdie lied deur Koos Du Plessis geskryf is vir 'n kompetisie wat uitgeskryf is juis om eg Suid-Afrikaanse kersliedere te bevorder. Uiteindelik wen Somer Kersfees nie daardie kompetisie nie, maar een of ander obskure lied van dennebome en sneeu. Heel ironies. Na Koos se dood dig Jannie self 'n 3de strofe en so kry seker die heel gewildste Suid-Afrikaanse kerslied sy beslag en vind dit neerslag in die liedboek in Gesang 358. Welkom, o stille nag van vrede.
Die melodie waarna ons sopas geluister het geen bekendstelling nodig nie. In die jaar 1818 dig die priester van 'n klein dorpie in Oostenryk die woorde van Stille Nag as 'n Kersgeskenk vir sy orgelis, Franz Gruber. Kort daarna komponeer Franz Gruber dan Stille Nag se melodie, die tydlose melodie daarvan. En daardie jaar se ou Kersaand word Stille Nag die heel eerste keer gesing. Daar word later selfs 'n kapel opgerig op die plek waar Stille Nag die eerste keer gesing is. In die jaar 2011 verklaar UNESCO Stille Nag as 'n onaantastbare kulturele erfenis. En oor die loop van al die jare is Stille Nag al deur 'n onnoembare hoeveelheid kunstenaars opgeneem. Maar tot vandag toe is die 1935 opname van Bing Crosby steeds die 4de besverkopende kortspeler van alle tye. Nog 'n baie bekende Kersmelodie is wat in Latyn lui Adeste Fideles, kom alle getroues. Daar is nie sekerheid oor die oorsprong van die teks of die melodie nie. Sommige geleerdes beweer selfs dat die teks so oud as 800 jaar kan wees. In hierdie teks word die woorde van Jesaja 9 vers 5 gebruik en op Jesus van toepassing gemaak om die verskillende titels wat daar vir Jesus is, te besing. Wat vir my aangrypend van hierdie lied is dat dit gelowiges oor die tyd heen en oor die wêreld heen elke jaar opnuut weer oproep om in die gees Bethlehem toe te gaan en daar saam met die herders en die wyse manne voor die kindjie Jesus te kniel.
Ons sluit ons Kersprogram af met 2 weergawes van die Ave Maria. Die eerste van Schubert en daarna Charles Gounod se fantasie op Bach se melodie. Nie albei hierdie melodieë is aanvanklik bedoel as 'n melodie op die Latynse Ave Maria nie. Maar die bekende weergawes van al 2 melodieë gebruik die Latynse teks van die Ave Maria, waar tydens Maria besing word as 'n begenadigde van God, as 'n geseënde onder die vroue, as gevolg van die vrug van haar moederskoot, Jesus. Die teks wat hier as verwysing gebruik word, is Lukas 1 vers 42. Dis die loflied van Elisabeth, waar sy die swanger Maria tegemoet gaan en haar dan hierdie woorde toesing. Ons luister nou na die Ave Maria van Schubert en daarna Gounod.
Aan die einde van program 9 van Kerkmusiek, die Draer van Hoop, wil ek graag namens die hele span wat aan hierdie program gewerk het deur die loop van die jaar, vir elkeen van julle 'n baie geseënde Kersfees toewens. Mag julle in hierdie tyd die nabyheid en die liefde van die Here op 'n baie besondere manier beleef. En mag julle stemme gevoeg word by al die stemme wat reg oor die wêreld opgaan tot eer van God. 'n Geseënde Kersfees.